Goeiemôre boeties en sissies. Ja, wat 'n lekker dag, geseënde dag, 'n dag wat die Here gemaak het. Ek gaan weer net 'n paar minute van die tyd opneem. Ek wil vandag vir julle sê, kom ons wees geduldig. Ja, dis 'n woord wat bitter min van ons mense deesdae ken, want ons sien die gerush en mense is op en af en hulle jaag heen en weer, dit is van bakboord na stuurboord. En dan kyk jy na die mense, dan sien jy die ongeduld. Daar's nie meer regtig geduld nie, daar's nie kalmte nie, daar's nie selfbeheersing nie. En ons sien bitter min die vrug van die Gees wat by mense posvind. Hoekom? Want die vyand druk mense so gejaagd. Ek het net nou na pastoor Stef geluister wat gesê het dat ons is bekommerd en daar soveel dinge ons is. Nie almal nie, maar baie van ons is. Daar's soveel mense wat ek mee deel vandag wat sê pastoor, ek kan nie meer nie. Ek is moeg. Ek is moedeloos. Ek kan nie meer. Hoe kan jy vir my sê ek moet geduld hê? En dan 5 minute later dan kry ek 'n oproep, 'n kosbare oproep wat vir my sê, pa, alles het uitgewerk. Nie net omdat dit my seun is nie, maar omdat ek weet dat daar was geduld, daar was gebed, daar was geloof. Ek wil vir die skrif gee wat die Here vir my gegee het. In Romeine 12 vanaf vers 12. Hy sê verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. En daar's die geheim. Volhard in die gebed. Bid en glo, vertrou. Ons almal haal baie maklik Hebreërs 11 vers 1 aan en dan sê ons die geloof is die vaste vertroue. Broers en susters, wanneer ons bid, kom ons vertrou. Maar wat beteken daai gebed? Kom ons vat dit gou terug soontoe. Dus ek het 'n verhouding met die God wat my geskep het, met Jesus wat my verlos het, en met Heilige Gees wat my lei en my helper is. Kom ons bou daardie verhoudings. En nou wil ek vir vers 13 gou lees, en dit gaan oor ons wat die gelowiges is, wat na ons boeties en sissies moet omsien om te kyk, dat wanneer hulle swaar trek, wanneer hulle moeg is, wanneer hulle moedeloos is, dat daar vir hulle iets besonders is. Kom ons lees gou vers 13. Maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges. Streef na gasvryheid. Seën die wat julle vervolg. Seën en moenie vervloek nie. Daar's soveel wat jaag. En dan wanneer hulle in hulle gejaagdheid is, dan vergeet hulle wat alreeds vir hulle gedoen is, wat vir hulle gedoen is om te bereik wat hulle bereik het. En dan trap hulle op ander. Ek wil vir julle sê 'n spreekwoord wat soos wat ek altyd toe ek in die jare op die myn gewerk het, don't step on people while you climbing the ladder, because you might need them when you come down. Vir ons wat gelowiges is, wanneer ons styg in die geloof, wanneer ons styg in die bediening en wat ons ook al doen, wanneer ons op daai platform kom, het ons daai mense nodig wat ons opgetrap het, wat toe ons daai platform geklim het. Kom ons wees geduldig. Kom ons hê vrede met mekaar. Kom ons spoor mekaar aan tot aanbidding, tot liefde. En soos ek gesê het, kom ons bid. En die bid is verhouding. Kom ons bou 'n verhouding met ons Vader, ons vertrou hom en ons glo met ons hele hart, hele siel, hele verstand dat hy die waarmaker van sy woord is en hy gaan vir ons gee dit wat nodig is. Kom ek bid gou vir U. Hemelse Vader, ek dank U vir elkeen wat hier luister. Ek vra dat U hulle sal seën. Dat hulle, wanneer hulle bid, dat hulle in hulle binnekamers gaan, die engel sê dit vir my so mooi, with prayer and supplication, met gebed en danksegging. Kom ons, Vader, help ons, wanneer ons bid, om ons te hoor, U hoor die versigtinge van die kinders, en ons wat in die bediening staan, mense wat daar is om mense te help, gee ons die krag, die insig, die wysheid, om ons boeties en sissies by te staan, dat ons hulle kan help om deur te gaan, wanneer hulle moeilike tye het, wanneer hulle sukkel, dat ons met hulle kan wees. U kom toe, al die lof, al die eer en al die aanbidding, want Vader, U is die goeie God, wat weet wat dit is, om seer te hê, om te voel dat die wêreld jou verwerp het, en wanneer toe Jesus gekruisig is, het hy alles hierdie deurgemaak, en daarom kan U medelee met ons sê, dankie vir U genade, U guns en U liefde. Amen. Ja, seën vir U, U is kosbaar. Onthou, wanneer ons bid, dan bou ons verhouding. En wanneer ons bid, dan glo ons vertrou. Seën vir U in liefde van Jesus. Amen.